Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Vrydag die 13de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 07202022615. En ek blaai vanmôre so deur psalms. Ek het toe net lus vanmôre om 'n psalm te deel. En so het ek deur die psalms blaai en hier 'n psalm lees en daar 'n psalm lees, tot ek iets kry wat vir my reg voel, en ek stop toe by Psalm 11, en dit voel vir my so lekker. Dit is 'n kort psalm, maar hy sê vir ons so baie. En toe ek nou na die datum kyk, want in die oggend as ek my boodskap doen, dan sê ek mos nou die datum van die dag, besef ek dit is Vrydag die 13de. En ek besef dat vandag is daar weer baie mense wat in die bygeloof glo, wat vreesbevange is. Ek het 'n hele klompie jare terug hierdie oomie ontmoet en hy het hierdie groot vrees gehad vir Vrydag die 13. Hy was so bang daarvoor. Nou hy kom van Engeland af en hy is so bang vir hierdie dag dat hy nie eens gaan werk nie wanneer die dag is. En jy weet, ek het nou al mense ontmoet in my lewe en dinge besef en ek het dinge opgelet, en so 'n klompie jare terug werk ek ook vir 'n company en ek is betrokke by 'n gebou daar in Sandton, wat nou die hoogste gebou in die suidelike halfrond is. Hy is hoër as die Carlton Center hier in Suid-Afrika. Maar die gebou is gebou deur verskillende maatskappye. En die mense wat beleg in die gebou, wat beleggings geplaas het in die gebou, hulle het natuurlik aanspraak op wat moet gebeur in die gebou, en hulle het toe besluit dat daar moenie 'n 13de vloer wees nie. So wat hulle gedoen het, is hulle die 12de vloer dubbelverdieping huisies gemaak, want die gebou bestaan uit kantore, woonede, daar's 'n restaurant in op 'n vloer, daar's verskillende, daar's winkels in die gebou, en natuurlik heel bo het hulle 'n paar penthouses wat vir baie geld verkoop word. Maar die gebou het nie 'n 13de vloer nie. So die 12de vloer is 'n dubbelverdieping, dan val die 13de vloer weg, so die lift stop glad nie op 'n 13de vloer nie. Die 13de vloer word vermy, dis 12 en dan 14. En so is daar ook vliegtuie. Vliegtuie wat nie sitplek nommer 13 het nie. En so is daar ook in Engeland, waarvan ek weet nie van ander lande nie, maar van Engeland weet ek vir 'n feit, is daar 12de straat, dan 14de straat, glad nie 'n 13de straat nie. Daar selfs 12, huisnommer 12 en dan huisnommer 14, glad nie huisnommer 13 nie. Jy sien, so groot is die bygeloof en die vrees vir die nommer 13, dat mense nie eers hulle huisnommers 13 wil noem nie. Hulle self, hulle registrasienommers, vermy hulle die nommer 13. Hoe groot moet jou vrees en jou bygeloof wees? En dit is 'n afskuwelike ding in die oë van die Here. Want die Here het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Hy het vir ons 'n gees van oorwinning gegee. Geloof, standvastigheid. Psalm 11, wees nie klein gelowig nie. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, by die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Want kyk, die goddelose span die boog. Die mense span vir hulle self 'n boog deur hulle vrees. Want jy sien, daai oomie wat so bang was vir Vrydag die 13de, dat hy selfs nie eers wou gaan werk het nie. Hy was so bang, jy kan dit sien in sy gesig, dat dit is die mees gevreesde ding in sy lewe, is die Vrydag die 13de. Hy is so bang en hy glo so vas daaraan dat sy voertuig nie eers wil opstart op 'n Vrydag die 13de nie. So waar as wat die Here lewe, het ek dit gesien met my eie oë. Hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart.
As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vangnette vuur en swavel laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hul beker wees. Want die Here is regverdig, hy het geregtighede lief, die opregte sal sy aangesig sien. Ons moet opreg lewe. Ons is nie gebore om klein gelowig te wees nie. Ons is nie gebore om te val vir hierdie vreesagtige dinge wat die wêreld wil hê 'n mens moet glo nie. 'n Nommer beteken niks. 'n Dag saam met 'n nommer, soos Vrydag die 13de, beteken niks. Wat doen daai mense wat hierdie dinge vrees daar in Engeland dan? Neem hulle die dag en die getal weg, maak hulle vandag nou weer die 14de of weer die 12de, ek verstaan nie. Maar ons kan nie toelaat dat sulke klein gelowigheid ons toekoms bepaal nie, of ons dag bepaal nie. Want wat ek gesien het, is dat wanneer iemand iets glo soos daai, hulle eie ongeluk bring, omdat hulle dit glo. Nie omdat die dag of die datum ongeluk bring nie. En vir al die ander mense wat dit nie glo nie, gebeur daar niks. So maak seker, jy is nie klein gelowig nie, en dat jy staan vas in jou geloof. Want die Here het jou geroep. Kyk wat sê sy woord. Die goddelose span die boog. Maar die Here toets die regverdige. Maar sy siel haat die goddelose. Dit is die belofte waaraan ek en jy moet vashou. Die Here toets my en jou, maar hy haat die goddelose. So weerstaan in die toetse, sodat jy rein en suiwer kan uitkom aan die ander kant. Suiwer goud, want dis wat jy is. Suiwer goud in die oë van die Here. En hy wil net alles wat onrein is uit jou verwyder. So wanneer hy jou toets, plaas hy jou deur die smeltkroes. Moenie laat dit jou laat afdwaal nie. Want in die smeltkroes is daar nie ongeluk in sekere nommers nie. Bly staan, bly waak, bly glo, hou aan bid in Jesus naam. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir hierdie dag wat U vir ons gegee het, Here. Vader, wees met elke een wat op U vertrou, Here. Vader, toets ons harte, want ons is U kinders. Here, maak ons meer regverdig as wat ons was gister. Maar berei ons voor, Here. Plaas ons deur die smeltkroes, Here, maar bewaar ons harte, sodat ons nie val deur die toetse nie, maar dat ons sterker word en meer suiwer, omdat ons U kinders is, in liefde, in daad en in krag, so ook in geloof. Help ons, Here, om aan te hou, om nie op te gee nie, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.